Goeiemôre, good morning, maar dit weet jy nou al by hierdie tyd. Ek is Arnold Getz en hooplik weet jy dit ook al reeds. Die Dakar wedren kom neer op 8000 km van duine, hitte en uithou vermoë. Gesels nou met die viermalige SA Rally Ride kampioen Henk Lategan en natuurlik net daarna die stem van Rally Ride en nou ook deel van die wêreldwye Dakar uitreik, Matt Smith. Maar kom ons gesels eers met Henk wat daar in Hartbeespoort is. Hy's aanlyn. Goeiemôre Henk, dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Is jy daarmee effens beter? Is die fisiese oorblyfsels van Dakar 2026 al verby of is die lyf nog steeds seer? Goeiemôre Arnold. Ja, is lekker om bietjie terug te wees in die land. Ons het al die groenigheid en so aan gemis van daar in die woestyn af. Ekskuus. Kan jy my hoor? Kan jou mooi hoor, ja. Soos terug. So, nee, is lekker om terug te wees. Is baie beter in Suid-Afrika daar as in Saudi-Arabië. Die woestyn raak bietjie baie vir 'n mens na so 'n maand. Maar ja, dit gaan al beter fisies. Na die wedstryd, dit vat so 'n week of so om terug te kom en te herstel. Ja, weer terug by die werk en terug by die gewone lewe. So dit is 'n aanpassing, maar definitief lekker om terug te wees in Suid-Afrika. Henk, ons almal was so hoopvol dat jy die Koenop sou kon deurraak met jou navigator Brett, maar op die ou einde was die geluk net nie heeltemal met jou nie. Vertel vir ons daarvan nou in die laaste paar dae. Ja, ek moet sê ek het nog nooit so Dakar gehad soos die nie. Hulle was nog altyd moeilik en hulle begin moeiliker en moeiliker raak. Die organiseerders besig om regtig te probeer 'n regte uitdaging vir ons sit en die karre wat beter raak en so aan maak het hulle dit moet moeiliker maak sodat meer mense uitval en dis nog steeds 'n ordentlike uitdaging vir almal, maar ja, hierdie jaar was 'n ernstige uitdaging vir ons. Ons het nie baie goed begin nie. Ek het 'n fout gemaak in die prologue waar jy basies kwalifisering kan kies waar jy begin. Ons het 'n papwiel daar gehad. Toe beteken dit ons maak die eerste dag oop. En Dakar deesdae omdat daar so baie vinnige karre is en so baie vinnige mense, is dit 'n verskriklike strategiese wedren. So jy wil nie 'n dag oopmaak sommer net van niks nie. So ja, ons het daar begin, toe die tweede dag 2 papwiele weer gekry en ons dra net 2, so as jy 2 gekry dan gaan jy heeltemal jy hou op reisies jaag, jy ry net tot by die einde en maak seker jy kry nie nog een nie, anders is dit die einde van jou Dakar. So dat was ons eerste dag, tweede dag selfde ding, 2 papwiele weer voor die middel van die stage. Derde dag het ons ook selfde tipe storie gehad, ook weer 2 papwiele. En toe nog 'n ekstra, ons het nog 'n papwiel gekry op pad terug na die bewerk toe. En toe dag 4 het ons uiteindelik bietjie op spoed begin kom, ons het die stage gewen. En ek dink ons het gegaan van 11de na 1ste. Algeheel, so dit was 'n goeie dag. Die volgende dag het ons weer eerste wees op die pad oopgemaak, sonder enige motorfietsse wat 'n ander storie is. Dis 'n ander moeilike ding om te doen. En ja, van daar af het ons weer so 1 of 2 terugslag gehad. Ons het weer papwiele bietjie hier en daar plek gesoek wat ons nie die waypoints kon kry nie en ja, ek dink die grootes het later aangekom, of die groot terugslag. Waar ons een dag het ons power steering pomp het gegaan. Dit het ons regtig 'n redelike groot terugslag gegee, 25 minute of so. Maar ons kon meeste van dit opmaak want my navigator Brett het een van die plekke waar almal gesukkel het ons vinnig gekry. Toe maak ons klomp van daai tyd op en toe begin ons jaag om daai tyd weer terug te vang. En ons het baie van dit teruggekry. Ons was toe weer van ver af terug na tweede toe, algeheel en ek dink ons kon nog beklei vir 'n wen. Ons was daar of naby genoeg en ja, ongelukkig, ek dink dit was op dag 11 toe breek ons 'n wheel bearing agter toe val die wiel van die kar af. Dit was net omtrent dit nie waar nie, Henk. Ja. Man, Henk, tyd het ons ongelukkig ingehaal. Ek sal jou bitter graag in die ateljee wil hê so oor 'n paar maande van nou af as al die herinneringe so effens minder vars is. Maar baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit en kyk mooi na jouself. Sterkte daar.